Ons leef in 'n wêreld waar ons heeltyd iets hoor. Ons hoor boodskappe, opinies, preke, podcast, nuus, raad, kritiek en aanhalings. Ons het toegang tot meer inligting as enige geslag voor ons. Maar dit beteken nie noodwendig ons is wyser nie. Want is moontlik om baie te hoor, maar min te verander. Jy kan 'n preek hoor en sê dit was mooi. Jy kan 'n Bybelvers lees en dink, dis waar. Jy kan 'n gesprek hê en vir 'n oomblik besef, ek moes dalk anders gereageer het. Maar dan stap jy weg, raak besig en leef weer presies soos voorheen. Dit is die beeld wat Jakobus gebruik. Hy sê iemand wat God se woord hoor, maar dit nie doen nie, is soos iemand wat in 'n spieël kyk, wegstap en vergeet hoe hy lyk. Dit is amper snaaks. Wie kyk in 'n spieël en vergeet dadelik wat hy gesien het? Maar Jakobus sê, dit is wat met ons gebeur wanneer ons die waarheid raak sien, maar dit vorm ons nie. En Jesus sê ook iets soortgelyk aan die einde van sy bergprediking. Maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig. Die verskil tussen die wyse en die dwaase man is nie dat net een van hulle Jesus se woorde gehoor het nie, albei hoor. Die verskil is dat die een hoor en doen. En dit is belangrik. Geestelike volwassenheid is nie net om die regte dinge te weet nie. Dit is nie net om mooi oor geloof te praat nie. Dit is nie net om te kan sê, ek glo in genade, vergifnis en liefde nie. Volwassenheid wys wanneer daardie woorde begin grondvat in hoe ek reageer, wanneer ek die minste kapasiteit het, wanneer ek geïrriteerd is, wanneer ek luister, wanneer iemand my kritiseer, wanneer ek praat, wanneer ek oormoeg is, en hoe ek optree, wanneer niemand kyk nie. Die spieël van God se woord is nie daar om ons net skuldig te laat voel nie. Dit is daar om ons wakker te maak. God wys vir my die waarheid oor myself, sodat ek nie gevange hoef te bly in dieselfde patrone in my lewe nie. Ek kan sê ek glo in genade, maar in my huis reageer ek sonder genade. Ek kan glo in vergifnis, maar ek hou geheime lysies van almal wat iets aan my gedoen het en my iets skuld. Ek kan sê ek volg Jesus, maar my eerste reaksie wys dat ek nog deur trots, vrees, haastigheid gelei word. En so dalk is die uitnodiging vandag om te sê, Here, wys vir my net een ding wat ek baie goed weet, maar nog nie geïntegreer is in my lewe nie. En help my om dit vandag te doen. Kom ons bid saam. Ag Here, van al die baie goed wat ons oor U hoor, in hierdie oomblik Heilige Gees, wys vir my wat ek hoor en weet, maar nie doen nie. Here, help my om dit vandag in te oefen. Mag ek 'n wyse man wees wat doen wat die woord vra. Amen.